Goeiemôre, good morning. Dis net so na 6:30 en tyd by ons om nou sport te gesels met iemand anders nie as ons goeie vriend, meneer Arnold Geerts. Hallo Arnie. Goeiemôre Geertsie. Arnie Geerts. Ja, interessante sportnaweek, net vinnig. Mens moet noem vroeg vanoggend ons tyd Oscar Piastri sy 4de oorwinning in 'n ry, 'n 1-2 vir McLaren heel bo met Norris op die tweede trappie van die podium en Oscar is nou voor hom op 131 punte en dan Norris op 115 en dan Max Verstappen wat 32 punte agter is. Almal het die hele seisoen verlede seisoen en die seisoen voor dit gesê, Max Verstappen en nou gebeur dit. Nou gebeur dit, nee. Maar nou is dit die ander kant toe, want nou sal iemand wil sê, ja, maar nou raak dit vervelig want Norris wen die hele tyd. Ek dink dis net hoe sport werk, nie waar? Dit is maar net, dis sy beurt. Ja. En dan ek moet sê, die blitsbokke. Boys, waar was julle? Ja. Hulle het geluister na ons gesels. Eerlikwaar. Maar hoorie, ons het dit gespreek oor hulle. Okay, ons het onthou julle, ons het gesê, boys, hierdie naweek. So, dis nou van 2,5 weke terug was hulle 9de in Singapore, al die pad deur onoorwonne. Luister, ons het Frankryk geklop, Brittanje, Argentinië, 26-5 voor die All Blacks en toe Spanje in die eindstryd. Maar nou moet mens ook sê, Spanje, wel gedaan. Want hierdie is 'n span wat die afgelope, inteendeel, ek dink hulle het verlede jaar 11de of 12de geëindig op die puntelys. So die feit van die saak is weer, hierdie Bok 7 span het dit. Hulle het dit beslis. Begin met 'n wen in Kaapstad in die toernooi, die hele reeks klaargemaak met 'n wen hier aan die einde in Hollywood, maar ja, dis iets is nie lekker nie. Miskien het hulle nou ietsie gekry wat volgende jaar 'n goeie hupstootjie of volgende seisoen 'n goeie hupstootjie sal gee. Op die ou einde, hulle verdediging was klinies. Hulle het nie 3 afgestaan in die eindstryd nie. So gedoen word. Dit was wonderlik. Eerlikwaar net fantasties om te sien. Soos wat hulle mos maar sê vir die Spanjare, muchas gracias. Of is dit Mexikaans? Baie dankie. Muchas gracias. Muchas gracias. So, verskoon my. Ek dink wat dit beteken is alles is daar. Ek dink mense moet dit op die keper beskou en sê alles is daar wat jy nodig het om regtig 'n suksesvolle span te wees en Philip Snyman en sy manne het dit nou bewys. Ons moet nou net aanskop na die volgende vlak toe. Kan nie wag nie. Ook maar weer 'n nuwe span gewees, nê, soos wat daar en Pieter baie beserings. Ongelooflik baie. Ricky Duarte byvoorbeeld was vir die eerste deel van die seisoen nie daar nie. Die kaptein Soizwapi was nie daar vir groot dele nie. En ongelukkig is dit 'n deel daarvan. Dit affekteer dinge verskriklik sleg as die hele balans van jou span so geskuif het dat jy eerlikwaar sukkel om by te bly. En ek dink daar is 'n ding wat die sewes miskien weer by Rassie kan neem is om daai diepte te bou. Sodat as jy die Engelse term is mooi, like for like. As jy iemand uithaal, dan kan jy iemand insit wat presies dieselfde en miskien selfs in sommige gevalle meer bring. En dis nie altyd maklik om te doen nie, want sewes is 'n baie tegniese ding, dink ek. Ja, natuurlik fiksheid het alles en as ek nou my Hammy kan uitsorteer weer, dan kan ek net terugkom by die sewes. Sal jy comeback wil maak? Ja, ek dink ek moet hulle benodig hoor. Die eerste ding is soos ons vorige gas gesê het, net 'n bietjie beter slaap. Alhoewel ek moet jou sê, toe sy nou sê die kinders groei as hulle slaap, ek gaan nooit weer slaap nie, want dis waar die groei. So dieselfde ding of nie. Ek vra maar net. Ek vra maar skerp genoeg. Aanvaarbaar. En dan hier is een van die baie interessante dinge. So ons praat nou rugby. Oor die naweek wat kom is ons weer terug in die Verenigde Rugby Kampioenskap en jy's mos 'n man wat hou van stats. Okay. Ek love a stat. Okay. So die Scarlets en die Dragons, so die Wallisers is nou hier. Die Scarlets en die Dragons het nooit in Suid-Afrika gewen nie, nog nooit. Cardiff het nog net 2 oorwinnings hier gehad en al 2 kere was dit oor die Sharks in Durban, maar hulle speel nie hierdie keer gelukkig in Durban nie. En dan die Leeu's moet hierdie Sondag en hulle speel op 'n Sondag, hou dit net in gedagte asseblief, liewe kyker. Hulle speel Sondagmiddag, hulle moet die Scarlets afslag om nog steeds hulle kansse, gelukkig, om hulle kansse aan die gang te hou. Met 'n bonuspunt, as hulle nou regtig gelukkig is. Dis nie arm. Daar's geen geluk aan nie. Ons gaan 5.5 punte, dan das dit. Die Walliese spanne gaan nie verloor, die Skotte gaan verloor, almal gaan verloor wat moet verloor sodat die Leeu's daar kan uitkom. En jy het dit eers gehoor hier by Goeiemôre, Good Morning. As ons roep ons op. So die Ire is voor, ek het die persentasies gaan, hierdie is nogal fascinerend, ek hou van, soos jy, ek hou van syfers wat ek dink jy kan baie daar uit lees. Die Ire is voor met 9 wenne uit 36 wedstryde, dis net 'n 25% wenpersentasie. Skotte 18 keer hier gespeel, net 3 keer gewen, dis 16%, en Wallis 3 uit 24 hier op plaaslike bodem, dis net 12.5%. So, dis hoe dinge daar uitsien. Maar jy kan al, dit is nog vroeg, jy kan nog seker jou gedagtes verander, maar die Sharks teen die Ospreys, dis Vrydag aand. Ja.
Hoe sê julle? Let's go Sharks, hè? Okay. Dan die Bulle, hulle is 4 uur Saterdag teen Cardiff. Bulle met 30. Okay, goed, so weer eens, jy het dit eerste hier gehoor. Skryf dit nou maar neer. En dan 6:15 die Stormers teen die Dragons Saterdagmiddag. 25 points. 25 points vir die Stormers. Stormers. En dan ons het nou klaar gehoor wat by die Lions nee, gebeur. So dis dit oor die Scarlets. 3 uur Sondagmiddag. Ek neem aan jy gaan daar wees. Nee. Ek gaan. Nee. Ja, ek gaan 'n plan maak, ek is daar. Ja. Weet jy wat sê hulle, wat noem jy 'n mooi blondine op 'n leeuspeler se arm? Asseblief, ek kan nie wag. 'n Tattoo. Ek kan in die moeilikheid kom hier. Ek kan dit sien kom. En dan nog een of twee ander dinge wat fascinerend is. IPL weer eens oor die naweek ongelooflik. Ons het gister 'n telling van 236 gesien. Grootste tellings. Die Lucknow Super Giants mooi aan die gang. Daar's 'n hele lot. En die ding is nou weer heeltemal oop. Daar's nou 5, 6 spanne wat hulle self nou weer in die ding ingespeel het. Daarby saam Scotty Scheffler. Ai, tog. What a guy. Ja, hy het begin met die 61, toe skiet hy sommer so lag 'n 63 in die tweede ronde en hy het bloot net gedomeineer. En dit wys jy nou maar net dit het hom 'n rukkie gevat. Die storie was hy het pasta gemaak vir Kersfeesete. Toe sny hy amper 'n deel van sy vinger af. Toe moet hulle nou die ding regmaak. Hy moes 6 weke afvat en wat ook al. En ek het dit gesê en dit is waar as hy braaivleis gemaak het sou daar nie hierdie soort van probleem gewees het. So laat ons dit nou net regkry. Maar die feit van die saak is hy het gesukkel, dit was daar of daaromtrent by die meesters, maar onthou jy moet 4 goeie rondes aan mekaar slaan. Jy kan nie 3,5 goeie rondes of 3 rondes, dit moet 4 goeies wees. Kon dit nie doen tot hierdie naweek nie. En by die Byron Nelson Classic was hy bloot net, ek dink die term is classic. Hy was wonderlik. Goeie vertoning van ons eie Erik van Rooyen van Suid-Afrika, want weer eens hy het goeie golf gespeel, 1 of 2 houe elke ronde net op die tafel gelos. Maar Scotty Scheffler is terug waar hy hoort en oor 'n paar weke is dit die PGA kampioenskap en dan sit seker tyd. Hulle gaan Scotty Scheffler en nie Italian Scheffler. Scotty Scheffler. Ek weet daar is dit nie daar gewees. Ek dink Scheffler is Duits, maar toe maar kom ons los dit daar. Annie, maar baie dankie. Dit was lekker om die sport te gesels en ek sien baie uit na hierdie opwindende naweek wat voor lê. Ek kan net dink hoe ons praatjies gaan uitsien daarna volgende week maandag. Dis dan nou eers tyd vir dit van die nagesels ons amper sê sport. Nee. Geld sake saam met tuis. So bly net waar jy is. Ons sien vir jou nou weer. Goeiemôre. Good morning.